Goeiemôre, Nysna, welkom om hierso, lekker om almal van julle te sien, so stukkie vir stukkie begin almal aansluit. Hallo Jolandi, hallo Koos, hallo Bennett, goed om elkeen van julle te sien, en saam met julle hierso te wees. Ons is so op 'n klein Saterdag, so ek kan nie glo die week trek alweer by Woensdag nie. Ek en Fransja vertrek, môre vertrek ons Kaap toe, ons kan nie wag nie. Dit gaan heerlik wees. Ekskuus, ek het 'n nuus wat vassit. As ek nou nuus dan is dit nou maar so. Ek en Fransja vertrek môre Kaap toe en ons sien nogal uit daarna. Ek dink dit gaan 'n goeie breekie wees. Dis altyd lekker as vriende trou. So ja, ons sien nogal uit. Hallo Gerard, Jeffrey, Veronica, Emmy, Wilma, Henry, Johan en Estie, lekker om julle te sien daar uit Pretoria, nee, ek wil altyd sê Pretoria, uit Durban wil uit, goed om julle te sien, hallo Felicity, heerlik om hier saam met julle te wees. Nou jy het vanoggend gesien, ons gesels oor die gawe van ongewone tale en klanke. Nou dalk wag jy nou al 'n rukkie dat ons uiteindelik kom by ongewone tale en klanke. Want ek dink met baie van ons agtergrond of geskiedenis of kerklike agtergrond is daar op een van twee uiterste maniere oor ongewone tale en klanke gepraat. Aan die een kant weet ek dat daar heelwat kerkgroeperings is en heelwat mense is wat ongewone tale en klanke ek kry nie 'n Afrikaanse woord kry nie, die ultimate, wat sal die Afrikaans wees vir ultimate? Die ultimate geestelike gawe maak. So, as jy nie ongewone tale en klanke het nie, het jy nie die gees nie, en ons het in ons gedagtes dalk hierdie beeld van al hierdie riller stories wat ons gehoor het oor ongewone tale en klanke. Ek onthou byvoorbeeld een van my op universiteit het een of ander proffie of 'n ding iewers langs die pad, ek kan nie onthou wie nie, het vertel hoe hulle eendag in een of ander kerk opgestaan het en toe het hulle vir hulle die 10 gebooie in Hebreëus gelees. En iemand het gekom en gesê hy gaan hierdie uitlê en hy het een of ander verskriklike verduideliking daarvoor gegee wat glad nie die 10 gebooie is nie. En van daar is toe nou die afleiding gemaak dat dit somme snert is, dat dit somme heeltemal van die tafel afgeskuif word. So, aan die een kant is daar half die oorbeklemtoning daarvan, die maak asof dit is waaroor alles gaan om te sê, as jy nie ongewone tale en klanke het nie, het jy nie die gees nie, en mense sal baie keer vra, maar wat glo jou kerk toch van, of wat, dis verskriklik belangrik, en aan die ander kant is daar dan die ouens wat krities staan teenoor hierdie oorbeklemtoning, en dan weer heeltemal dit afmaak as iets wat nie bestaan nie. Op 'n stadium was daar 'n studie gedoen waar daar beweer was dat mense wat in ongewone tale en klanke bid, almal 'n bietjie emosioneel ongesond is, selfs 'n klein bietjie aan geestesversteurings ly, en dat dit die rede is waarom mense dit gebruik, en wetenskap het bewys dat dit nie die waarheid is nie. Inteendeel, mense wat op 'n gereelde basis in ongewone tale en klanke gebid het eintlik die navorsing gewys dat hulle in 'n sin emosioneel meer stabiel was as ander mense, as die ander proef. So, daar's hierdie absolute twee pole. En iewers hier in die middel is kan ons realisties wees oor die Bybel en net eers vir mekaar afvra, wat is ongewone tale en klanke, wat verstaan ons daarvan, en hoe gebruik ons dit? In my eie geestelike lewe, dink ek is belangrik dat ek vanoggend dit met jou deel, dat dit 'n rol speel in my persoonlike verhouding met die Here, dat ek glo dat om in tale te bid vir my persoonlik al tot geestelike groei gelei het, en ek glo dit kan vir meer mense, as ons net so bietjie die misterie daar uithaal, of dit so vreemd maak, dat dit voel ons mag nie daaroor praat nie. Gewoonlik, wanneer ons daaroor praat, kom ons ook agter dat daar meer veral as 'n ou in 'n meer soos hoofstroom, tradisionele tipe van kerk daarvan praat, kom jy agter dat daar meer mense is wat dit gebruik, as wat jy noodwendig gedink het. So, sommer net so terloops, ja, die waarde daarvan is goed. Maar kom ons kyk na, wat sê die Bybel
oor ongewone taal en klanke. Nou, die groot hoofstuk wat ons nou praat van die gawes van die Gees, sien ons in 1 Korintiërs 12 vers 1, en dan gaan ek vers 10 ook vir jou lees. Paulus begin dan sê hy, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. En dan vers 10 sê hy, aan die een gee hy wonders om te doen, aan die ander die gawe om te profeteer, aan nog 'n ander die gawe om geeste te onderskei. Aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. So wat ek eintlik vanoggend opmerk, as daar in 1 Korintiërs 12 gepraat word oor hierdie gawe, dan word die gawe van ongewone tale en klanke gelys tussen die ander geestelike gawes. So, om te sê, dis reg, dit bestaan, daar's seën daarin, soos daar in al die ander geestelike gawes is, maar dit word nie uitgesonder tot op 'n ander vlak, of uitgesonder om te sê, dis nou die een wat julle almal moet hê, want as dit nie daar is nie, dan is die Gees nie daar nie. Inteendeel, as ek die Bybel gaan lees, dan word daar gepraat van die vrug van die Gees. Dit moet in alle gelowiges wees. Dit moet in alle gelowiges se lewe wees. En deel van die vrug van die Gees is nederigheid. So as ongewone tale of klanke enigstens lei tot geestelike hoogmoed, of ek is 'n beter Christen as wat jy is, of julle is besig met een of ander sektariese ding, want jy kan in tale bid, die Gees het vir jou, die Gees kan deur jou in 'n taal bid, dan klink dit vir my asof ons nie besig is met dit wat God se bedoeling was nie. 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 5 is 'n hoofstuk wat spesifiek praat oor, so dis 2 hoofstukke verder, dis ook interessant. So die 1 Korintiërs 12 praat oor al die geestelike gawes. 1 Korintiërs 13 praat oor die gawe van, of praat oor liefde, en dat liefde half in die middelpunt hiervan is. En 1 Korintiërs 14 gaan dan verder en praat spesifiek oor profesie en die ongewone tale en klanke. En dan word hierdie twee so half teenoor mekaar afgespeel. En ek wil dit vir jou lees, want ons sien hierin weer eens die waarde van profesie, maar ons sien ook die waarde van tale en klanke. So 1 Korintiërs 14 vers 1 tot 5. Julle moet die liefde nastreef, lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral daarop om te profeteer. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, so as jy wonder wat dit is, kom ons luister net na die Bybel. Iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, ook nie hy self nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Iemand wat profeteer rig hom tot mense en praat woorde wat geestelik opbou en bemoedig en vertroos. Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou net homself op. Dis nie 'n negatiewe ding nie. Ek dink ook nie Paulus sê dit in 'n negatiewe manier nie, alhoewel hy praat daar in 1 Korintiërs 14 gaan spesifiek oor samekomste en eredienste, dan sê hy, as ons die heeltyd net in tale gaan bid, dan gaan ons net onsself opbou, maar nie mekaar nie. Maar die een wat profeteer, bou die gemeente op. Ek sou graag wil hê, en dit moet ons dalk lees, ek sou graag wil hê, dat julle almal ongewone tale of klanke gebruik, maar nog liewer dat julle profeteer. Die een wat profeteer is van groter betekenis as die een wat ongewone tale of klanke gebruik, tensy dit ook uitlê, sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. So, as ek Paulus lees, dan praat hy oor die rol wat ongewone tale of klanke gebruik om geestelik ons op te bou, en dat dit 'n goeie ding is, maar dis die een gawe wat ons nie noodwendig in so direkte sin gebruik om ander te dien nie, maar dit bou ons geestelik op. As ek 1 Korintiërs 14 vers 18 lees, dan sien ek dat Paulus self baie hierdie gawe beoefen het. So, dis nie dat hy dit afmaak om te sê dis onbelangrik nie. Hy sê eintlik net dat hy ander daarmee dien, of dat hy in profesie ander dien. So hy sê in vers 18, ek gebruik meer ongewone tale of klanke as julle almal. En dan wil ek laastens vir jou 1 Korintiërs 14 vers 39 lees, en jy kan die hele hoofstuk gaan lees.
Daarom my broers, beywer julle om te profeteer en moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. So vanoggend, ons het so 5 minute oor, ek wil nie vir jou langer as 15 minute vanoggend besig hou nie, wil ek vinnig praat oor, wat is die gawe van ongewone tale of klanke, en dan, hoe ontvang ek hierdie gawe? So wat is die gawe van ongewone tale of klanke? Dit is om in 'n hemelse taal met God te kan praat, tot God te kan bid. Dis vanuit jou gees gebore, dis die gees wat deur jou praat, en wat dan nou met God praat, en is asof ons uit die vergelyking uitgehaal word. So dis my gees wat direk met God se gees besig is om te kommunikeer. Jy ken die gedeelte, ek dink is Romeine 8 vers 39, wat sê dat die gees staan vir ons by as ons nie weet wat om te bid nie, met versigtiging en verlange. Dis nie dieselfde as dit wat op Pinksterdag gebeur het nie. Op Pinksterdag, weet jy, het die tonge van vuur op mense gekom, en hulle het begin bid in hierdie ongewone tale, of begin preek in ander tale, maar dit was menslike tale. As jy mooi gaan lees daar, dan is dit Italiaans en Persies en Spaans en al die tale gewees, en hulle self, ek weet nie of hulle die vreemde tale gepraat het nie, dat hulle nooit voorheen kon praat nie, en of die ander mense se ore ingestel geraak het, om ewe skielik almal Hebreëus te kon verstaan nie, ek weet nie, maar dis nie dieselfde wat op Pinksterdag gebeur het nie. Daarom ook, ek het dit net nou gesê, ek persoonlik verstaan nie die Bybel, dat dit 'n teken is van geestesvervulling nie. Dat dit die enigste teken is, kom ek sê dit eerder so, dat dit die enigste teken is van, nou is jy met die gees vervul, as jy in 'n ongewone taal of klank kan bid. As ek in die Bybel lees, dan sien ek dat hierdie gawe versterk gelowiges geestelik, so dit versterk gelowiges wanneer hulle besig is om tot God te bid, dit versterk jou in jou verhouding met die Here. Dit is tot opbou, as ons nie weet wat om te bid nie, veral is dit 'n baie groot waarde in ons lewe, en ek glo daar gebeur iets bonatuurlik wanneer ons besig is om in 'n ongewone taal of klank te bid. Spesifiek in gebed. Vir my, veral vanoggend, ons gaan môre praat oor die uitleg, oor die gawe van die uitleg van hierdie tale, maar veral vanoggend glo ek dis iets wat in 'n ou se binnekamer gebeur, dat dit nie nodig is dat ons op straathoeke basyn en vir almal sê, en dat dit iets is wat tussen jou en die Here is, wat gebeur, en in gebed glo ek die Here lei ons soontoe, en uiteindelik lei dit tot die opbou van ander. Dit kan gebeur dat terwyl jy besig is om in 'n ander taal te bid, dat jy weet, ek's besig om vir hierdie persoon of daardie persoon in te tree, of dat jy vir die Here vra, dat jy dit weet. So, as ons vanoggend vra, hoe ontvang ek hierdie gawe, dink ek daar bestaan baie wanpersepsies, van ons, hoe kan ek dit, dat ons hierdie gawe ontvang deur 'n oomblik van absolute selfbeheer verloor, en dat ons net in tale kan bid, as ons totaal en al selfbeheer verloor, dat ons totaal en al net oorgegee is, terwyl dit eintlik nie so is nie. 'n Ou kan in ongewone tale of klanke bid, terwyl jy besig is om te bestuur, of jy kan besig wees met stilte tyd, en in ongewone tale of klanke bid, en dan lei die foon, en dan hou jy op, en dan gaan antwoord jy die foon, en dis heeltemal moontlik om dit so te doen. Dis amper net soos 'n stukkie van my verstand wat afgesit word, sodat ek net natuurlik kan vloei. Nou, daal kan ek het 20 sekondes eintlik oor, ek wil eintlik, as jy die begeerte in jou hart het, as jy die begeerte in jou hart het, om in hierdie tale te bid, dan is dit goed, ek glo dit kom van die Here af, en ek moet vir jou sê, dat in my persoonlike lewe, het ek jare voordat ek hierdie gawe ontvang het, reeds daarvoor gebid, en toe so half daarvan vergeet, en iewers het ek in my lewe baie sterk geestelike aanval beleef, en toe in daai oomblik het die Here vir my die gawe gegee, en het ek die krag daarvan beleef,
om in 'n taal te kan bid en nou oues dadelik het jy vrymaking daarvan beleef. So dit kan, as jy die begeerte het daarvoor, glo ek God wil dit vir jou gee. Dit is, ek's nie veroordelend as jy nie die begeerte het nie, want ons baie mense wat nie die begeerte het nie. En dan kan jy vir God vra. Vir my persoonlik was dit in 'n oomblik van absolute aanbidding, van absoluut bewus wees net van God, van hom aanbid, wat ek skielik agtergekom het, maar ek's nie meer besig om in Afrikaans te praat nie. Net so terloops, een van die mees geestelike opbouende dinge wat met my gebeur het, is, ek het nog nooit iemand gehoor in 'n ander taal bid, 'n ongewone taal of klank bid, vir jare nadat ek dit begin beoefen het in my eie geestelike stilte tyd nie. Ek het net geglo dat dit is wat met my gebeur. En toe eendag is ek op 'n konferensie by 'n ander kerkgenootskap wat dit baie beoefen, en by die konferensie sê hulle toe vir almal, staan op. Hulle vra toe vir geestelike leiers, hulle vra, wanneer laas het jy gebid in jou geestelike taal, en staan op, en dan gee ons 2 minute, toe sê hulle weet, dis nie eintlik hoe die Bybel sê dit nou moet gebeur nie, maar fokus jy net op God nou, en kom ons spandeer net tyd om ons geestelik op te bou in hierdie tyd. En almal rondom ons het begin bid in tale, en dit was vir my een van die geestelike mees opbouende dinge om te hoor dat iemand dieselfde taal as ek bid, wat hier agter my gestaan het, en ek kon hoor dat dit dieselfde dialek, ek weet nie hoe om dit te sê nie, is as wat ek bid, want toe besef ek dit wat my gebeur het is eg, want ek het nog nooit voorheen iemand gehoor nie. Dis iets waarvoor ek graag saam met jou wil bid ook, as die begeerte op jou hart is, en dat ons regtig onsself daarvoor kan oopmaak, en dat ons kan weet, hierdie is ook, soos die ander geestelike gawes, 'n kosbare geskenk wat die Here vir ons gegee het. Mag jy vanoggend 'n wonderlike geseënde dag hê, en mag jy beleef hoe die Gees jou vashou en vertroos en vir jou werklik lei tot geestelike groei. Dis my gebed vir jou vanoggend.